Abba Vader, ek wil net weer eens vir u vra, Here, dat u ons harte kom oopmaak vanoggend vir die woord. En Heilige Gees, dat ek vir u kom vra dat u ons kan beskerm, maar die vyand nie kan kom steel en roof, of deceive, of mislei, of enigiets nie, Here. Here, vra ek dat ons die woord kan vat, soos dat die woord het vir ons sê, en Vader, soms is dit nodig om sulke woord ook te hoor. Want dit is omdat ons ore streel, omdat ons ore streel, Here, dat verhoudings nie groei nie, met u. En het is nodig vir ons om hierdie boodskappe te hoor, soos vanoggend sin. Daarom vra ek, Here, dat die vyand nie die woord kan kom verdraai, dat u ons net vir die volgende paar minute net gefokus hou op die woord, asseblief, Here, asseblief, Abba Vader. En Vader, mag ons die woord ontvang vanoggend. En mag ons na onsself kyk ook, Here. Bietjie introspeksie doen, Vader. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Kom lei ons asseblief, Here. Ek eer dat u sê, u is die waarmaker van die woord, dat die woord nie sal leeg terugkeer nie, maar sal in vervulling gebring word, na wie toe u dit ook al stuur. En so bid ek dit, Here. Ek sê vir u dankie dat u die naprediker van die woord is, nie ons as mens nie. Here, dankie dat die woord lewe, dat die woord krag gee. Krag gee om te verlos, krag gee om vry te maak, krag gee om te vernuwe. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ek wil vanoggend begin met hierdie skrifvers en dis al die hele week wat hierdie in my hart brand. En ja, so as jy saam met my wil lees, Matteus 25 vers 1 tot vers 13, ons sommer sien waartoe gaan hierdie diens. Maar die skrif is ook hier op die bord, so jy kan jou foon ook gebruik, jy is meer as welkom. Matteus 25 vers 1 tot vers 13 lees ons die volgende. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem. Met ander woorde, daar is nie 'n reserve nie. Hulle het net hierdie een lamp vol olie gemaak, and that is that. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, en terwyl die bruidegom talm om te kom. Maar die bruidegom vat langer, as hulle gedink het dit gaan gebeur. So dat die bruidegom talm om te kom, terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en in slaap geraak, en middernag was daar geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Broers en susters, in hierdie sê ek met groot liefde, en asseblief as jy met my wil kom praat na die diens, dit is heeltemal reg. Party van ons, en hoor my hart, ek gaan dit baie sê, ek gaan vanoggend sê, hoor my hart. Maar ek bid dat ons as mens sal wakker skrik. Ek bid dat ons nie net sal wakker word nie, is 'n groot verskil. As jy wakker word, staan jy op en jy vryf die oë, jy loop stadig iewers heen, maar wie van ons het al wakker geskrik? Is asof jy opstaan, dit voel vir asof jy laat is vir skool, jy spring op en jy maak, besef jy, maar ek is nie meer in die skool nie. Jy skrik wakker en jy is onmiddellik besig. Nou ek bid dit vir ons as mense ook. Dat ons nie sal, en soos ek sê, asseblief, julle, dit is nie, kom praat met my na die tyd van oggend se boodskap, is 'n boodskap van oordeel en 'n waarskuwing, maar wil ook nie verskoning maak vir die boodskap nie. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. En dit voel vir ons half, hierdie is onregverdig eintlik, nê? Want hoekom gee hulle nie vir ons van julle olie nie? Want hulle het tyd gehad om olie te gaan haal, maar hulle kies om te slaap. Hulle kon eerder gesê, luister girls, kom ons gaan maar eerder dorp toe gou, en kom ons gaan kry gou vinnig olie, of vat net vir jou saam. Jy het geweet, die oomblik toe hulle wegstap, het die 10-5 het gesê, ons het genoeg olie, en het gestap met die lampe, en nog ekstra ook, en die ander 5 stap net met hulle 1 lampie. En dalk moes hulle daar besef het, maar terwyl dit nog dag is, kom ek gaan kry vir my olie.
So ons dink baie keer dit is onregverdig en ek gaan nou praat oor dit, maar jou geloof kan jy nie bou op grond van iemand anders te nie. Jy kan nie ewigheid ingaan op die rug van mense nie. Jy moet daai besluit iewers self neem om te sê, maar ek sal my lamp volmaak. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde en sê, meneer, maak vir ons oop, maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, Jesus kom sê uitdruklik, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. So die vraag wat ek kom vra vanoggend, waak jy nog? Is jy nog waaksaam vir die koms van die seun van God? Nou elke nou en dan is dit goed vir ons as kind van God om 'n lamp check te doen. So vanoggend gaan ons 'n lamp check doen. En elke een van ons gaan moet kyk, okay, is ek gereed? So hierdie is absolute diens van introspeksie. Van is ek nog besig met die regte goed wanneer die bruilof kom? So ons doen 'n lamp check om te kyk, okay, is ek gereed? Nou daar is sekere dinge wat die vyand ons meer besig hou, of ons laat glo, daar is sekere dinge hoe die vyand ons mislei, dat ons nie besig is om waaksaam te wees vir die koms van die seun van God nie. So ek wil 'n paar goeters noem, en as die Here vir iets anders identifiseer in jou hart ook, of nog goed bysit, gee ag daarop. Want vanoggend is 'n diens wat ons kan vra, net sowel as die Here nou kom, is jy gereed? En broers en susters, ek voel dit is ons plig as kind van God om hierdie met mekaar te deel. Om te vra, maar is jy gereed? Want die realiteit is, Jesus kom weer. Die realiteit is, en hierdie sê ek met groot versigtigheid en hoor my hart, ek weet nie of môre vir my bestem is nie, maar ek leef asof dit is. Ek leef so in my gemakslewe, dat ek dink, maar Jesus, ek gaan 80, 90, 100 word, en dalk 110, as jy sterk is, ek weet party van ons voel, nee, dalk nie 110 nie, maar vir ons lewe, asof ons Desember gaan sien. Die probleem met dit is, ons is nie waaksaam nie. Maar as ek elke oggend dat die Heilige Gees my kom herinner en sê, maar joh, dit kan dalk vandag wees, nie uit vrees uit nie, maar uit oorgawe, want ons weet die prys wat Jesus betaal het vir jou en vir my om in te gaan in ons ewigheid in eendag, om hemel toe te gaan eendag. Maar die probleem is, daar is so seker goed wat die vyand ons laat glo, wat ons keer, dat ons nie in afwagting is vir die kom van Jesus Christus nie. So die eerste ding wat ek wil kom uithaal, is terwyl die bruidegom talm om te kom. Nou ons weet dat deur te kyk na die beloftes van Jesus Christus, dat elke een van ons deur die bloed van Jesus die ewige lewe kan beerwe. Ons het al soveel beloftes. 1 Johannes 5 vers 11 sê vir ons, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe, die ewige lewe waarvan Johannes praat, is in sy seun. Is alleenlik in Christus Jesus. Johannes 3 vers 16, want ons almal ken, so lief het God die wêreld gehad, en dan in vers 17 sê hy kom om die te red wat verlore gaan, wat ons is, ons as mense, ons weet die beloftes wat die Here vir ons gee, maar die probleem is, die bruidegom talm om te kom, en dit verhoed, dat ons waaksaam is, want ons hoor hierdie nou al vir jare en jare, duisende jare hoor ons al, die koms van die seun van God is naby. En ons hoor dit baie keer elke dag, se dag nader aan die koms van Jesus Christus. Dit is 100% waar, maar die probleem is, ons raak lui om waaksaam te wees. Die vraag wat ek wil vra vanoggend, wie van ons het in hierdie week gedink dat Jesus kan in hierdie week kom? Wie van ons het ons lewe so geleef, maandagoggend, dinsdagoggend, woensdagoggend, donderdagoggend, vrydagoggend, saterdagoggend of vanoggend opgestaan en sê, man, vandag kan daai dag wees. En dan lewe ons lewe so in so 'n manier, as ons waaksaam is, dat ons sal saamgaan wanneer die bruidegom kom. Want die realiteit is, nie almal gaan dit maak nie. Die ander realiteit is, God se hart is, ek hoop, ek het gesterf, my seun gestuur, sodat almal dit kan maak.
Maar broers en susters, as ons dit nie hoor in die kerk nie, en ons streel net ore, en ons praat net oor genade, en ons praat net oor geld, en ons praat oor prosperity, en ons praat, hoe gaan mense weet om te kyk, maar ek moet gereed wees as ons dit nie preek nie? En niemand van ons wil hierdie boodskap hoor nie. Want jou tradisie, om nie waaksaam te wees nie, bring vir jou comfort. Maar die oomblik as die Heilige Gees jou kom konfronteer, ons kom konfronteer en sê, François, jy's besig met die verkeerde, ek sien jou werke, François, maar ek het een ding teen jou eerste liefde. Die oomblik wanneer ons hierdie goed praat, wil ons dit nie hoor, en ons voel ongemaklik eintlik. Maar is goed dan. Maar beteken die Heilige Gees wil iets kom losmaak, of jou verlos van iets, wat jou weerhou om na hom toe te gaan. So is nodig vir ons om 'n lamp check te doen af en toe. Om seker te maak, Here, is ek gereed. Want is goed om te praat oor die wapenrusting. Is goed om te praat oor geestelike oorlogvoering, maar hierdie bekering is die beginpunt en die kern van alles. Sonder bekering, sonder die bloed van Jesus Christus, gaan jy nie die wapenrusting aantrek nie, want dit gaan nie vir jou saak maak nie. Sonder die bloed van Jesus Christus, gaan vergifnis vir jou nie so groot deel wees nie. Sonder die bloed van Jesus Christus, gaan 'n sacrifice, 'n lewe opgeoffer, te Here, maar ek gaan nie my besig met dinge van hierdie wêreld nie, gaan nie vir jou sin maak nie, want jy het nie Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker nie. Groot verskil om van Jesus te weet en om hom te volg. Groot verskil om te sê, ek ken Jesus, maar leef jy vir hom? Getuig jou lewe van dit. Jou woord en jou daad. En so ek sê asseblief, hier is nie 'n boodskap van oordeel vanoggend, dis 'n waarskuwing. Dat ons kan kyk, is ek gereed? So ons weet dat Jesus, God se Vaderhart, dat elkeen van ons kan wees waar hy is. En ons kan die hart van Vader lees in sy woord. Gaan lees dit bietjie, die profetiese geskrifte, sy skrifte en hoe Jesus Christus dit kom volbring het, plus minus ongeveer 300 profesieë vervul in Jesus Christus. Want God die Vader wil mense, ons, versoen met homself deur die kruisdood van sy seun Christus Jesus. Sy grootste begeerte is dat jy en hy eendag verenig kan wees in ewigheid in die hemele. Sy grootste begeerte, en ons vra baie keer, Here, wat roer u hart? Here, wat laat u funksioneer? En ek weet, hy is almagtige God, maar jy doen. Jy is sy hart se punt. Hy het alles kom gee vir jou en vir my, sodat ons kan wees waar hy is eendag. Hy het jou straf op hom geneem, sodat jy kan vry wees. Want almal van ons hier ongelukkig verdien die ewige dood. Nie een van ons kan op 'n plek kom wat ons sê, Here, ek verdien die vergifnis nie. Nie een van ons dade nie, niks wat ek kan doen, of jy kan doen, kan enigstens regverdig, of om te begin te regverdig, dat jy verdien sy vergifnis. Niks. Daarom is dit genade. Want hy het gesterf, hy het gekies om jou straf op hom te neem, sodat jy kan vry wees. Maar hier kom die misleiding in. Omdat ons dink die bruidegom talm om te kom, en ons dink dat ons is verseker vir nog 50 jaar. Raak ons lei om waaksaam te wees in ons geloof. En hoe minder ons waaksaam is vir die koms van Jesus, hoe meer gee ons aandag aan die dinge wat die vlees voed. Want ons is nie meer waaksaam en ons is nie versigtig nie. En dan leef ons op so 'n manier dat ons dink, maar daar's nie eintlik reperkusies vir wat ek doen nie. Of die dinge van die vlees, omdat die bruidegom talm om te kom, raak ons vlees meer belangriker as ons gees. Die vraag wat ek wil vra vanoggend, wie voed jy die meeste? Jou gees of jou vlees? Dis waar jou belang is. Waar jou hart is, of waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Jou hart, jou fokus, dit wat jy doen. 2 Petrus 3 vers 9 tot vers 14, die Here vertraag nie die beloftes soos almal dit vertraagting ag. En nou hierdie belofte is die ewige lewe, die koms, die nuwe aarde, nuwe Jerusalem, amazing, gaan lees dit. Die Here vertraag nie die beloftes soos sommige dit vertraagting ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So die rede hoekom mense nog nie gekom met aarde toe nie, is want ons mense wat hom nog nie dien nie. But how will they know? Hoe gaan hulle hoor as ons nie gaan nie?
Hoe gaan hulle die evangelie kry as ons wat die evangelie in ons het van redding nie gaan vertel en wys dat Jesus Christus red nie? Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werk wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waar die hemele deur die vuur sal vergaan, die elemente sal brand en versmelt, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele, nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl jy hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Die gevaar in dat ons dink die berg om talm om te kom is ons is nie meer waaksaam en ons raak lui. Dis misleiding van die vyand af om te glo dat Desember is vir my bestem. En ons het al klaar vakansie gereël. Ek sê nie dit is verkeerd nie, asseblief, hoor my hart, jy mag op vakansie gaan en jy mag die verwagting hê van Desember, want ek voel wel klaar weer, Desember kan maar môre wees, maar dis okay. En jy boek uit en jy doen en is fine en jy mag dit doen. Maar moet vir geen oomblik mislei word om te dink wat as Jesus môre kom? Nee, maar wat as Jesus môre kom? Want hy sê in sy woord die koms gaan wees soos 'n dief in die nag. Wie van ons het hierdie week enigstens was bewus van die koms van Jesus Christus? Wie van ons het ons voorbereiding getref met die gedagte dat Jesus kan vandag kom? Ek dink die vyand hou ons so besig dat ons nie by die Here uitkom nie. Om seker te maak, Here, is ek nog op die regte plek? Is my lamp nog vol? Vader, ek wil vanoggend 'n lamp check doen. Here, is my lamp vol, maar het ek ook 'n reserve? Het ek ook nog om aan te gaan? Of het ek een keer my lamp vol gemaak en nou gaan ek net aan? As my lamp vol, het ek 'n reserve om vol te maak die oomblik as ek leegloop. Die volgende misleiding wat die vyand bring, is almal van ons gaan hemel toe. Klaar. Almal van ons, elke liewe mens op die aarde gaan hemel toe. En hierso wil ek versigtig wees en hoor my hart asseblief. En ja, as jy met my wil kom praat na die tyd, jy's meer as welkom. Maar asseblief hoor my hart. Die vyand laat ons onmiddellik glo, of laat ons glo, as ek sterf, is ek onmiddellik op 'n beter plek. Nou ons hoor dit by begrafnisse. Wanneer ons was almal by 'n begrafnis, dat mense praat en die geestelike leier praat, of hoe jy ook al praat en sê, om moed te bring, sê hierdie persoon is op 'n beter plek. Maar jy weet in jou hart, dat hierdie persoon het nie geleef, soos God wil hy moet leef nie. En die persoon uit onkunde, bring 'n woord van bemoediging aan die mense. Om te sê, maar hierdie vrou is op 'n beter plek. 100%, ons kan nie eintlik oordeel nie, nê? Maar die Bybel sê ons sal aan hulle vrugte sien, nê? 100%, hierdie persoon kon dalk was in 'n karongeluk en die oomblik voor hulle sterf sê hulle, Here vergewe my. Ek weet U is die seun van God en die persoon blaas sy laaste asem uit. Volgens op God se woord is hy gered. So ek hoor dit, ek verstaan ons kan nie oordeel nie. Die gevaar wat ek wil kom sê hierso, as ons hoor dat die dood bring, jy's op 'n beter plek, hoekom het Jesus dan gesterf van die kruis vir ons sondes? As die dood outomaties beteken, ek is op 'n beter plek. Dis die misleiding wat ons glo en die pastoor sê hy het sy blom kom pluk vir sy tuin. Waar is dit Bybels, julle? Dis nie Bybels nie. En ons praat hierdie persoon so goed. Ek onthou my eerste begrafnis. Julle, ek is jonk, ek is 23, 24, eerste begrafnis ooit. Man, ek weet mos nou, ek was al by 'n paar begrafnisse en hulle leer jou dit nou nie in universiteit nie, leer nie wat om te sê nie, so hierso gaan ek, en ek sê mos nou maar, hy's op 'n beter plek, en die Here het hom kom haal, en ek sê ook dit, want dis wat ek ken, julle in die slideshow kom, nee, my goodness. Ek hoop nie,
daai ou het gesterf soos die slideshow vir hom sê nie. En dit is middelvingers, en is foto's en almal huil en ween en die liedjie speel en julle ek sit dan ek besef, op grond van dit is hierdie ou nie op 'n beter plek nie. En 'n vrou kom na my toe in die einde. Sy sê, "Hoe kan ek sê hy's op 'n beter plek?" Sy vra vir my, "Het ek hom geken?" Ek sê, "Nee, want jy bring ons ou troos. Jy bring troos vir mense, "Hi, shame, hy's op 'n beter plek." En so ek sê, ek wil dit nie afpraat nie want begrafnis is nie 'n lekker ding nie. Ek hoor dit. En sy sê, "Hierdie ou is nie op 'n beter plek nie." Sê hierdie ou en hy was in 'n motorfiets ongeluk en toe sterf hy in die hospitaal en ek sê toe vir hom, "Okay, maar hoe weet jy hy dalk nie sy hart weer gegee op die laaste uur nie, hè? Wat kan gebeur? Die punt ek wil maak is, die dood beteken nie outomaties ewige lewe nie. Die dood beteken outomaties ewigheid, maar die realiteit is, broers en susters, daar's 'n ewige lewe en ons 'n ewige dood. Daar's 'n hemel en ons hel. Die hel is nie gemaak vir ons as mens nie, maar as ons sonder Jesus Christus sterf, waar is jou eindbestemming? Ons lees dit in God se woord. En die gevaar met 'n begrafnis om dit te glo, daai misleiding om te sê almal gaan hemel toe, almal is kinders van die Here, is hier sit mense dalk in die kerk vir die eerste keer wat by 'n begrafnis is, want baie mense en hoor my hart, gaan net kerk toe wanneer daar troues en begrafnisse is. En dan hoor hulle maar boodskap is op 'n beter plek. So hierdie persoon gaan net kerk toe as daar 'n begrafnis is. En hy hoor elke keer by elke begrafnis, hierdie persoon is op 'n beter plek. Hierdie persoon is op 'n beter plek. En dan glo okay, maar die dood is outomaties ewige lewe. So hoekom gaan hy vir een oomblik sy lewe wil regleef volgens God se woord? As ons die misleiding glo van die dood is outomaties ewige lewe. En ek verstaan dit en die prediker se hart, en hy wil net troos bring. En hy wil net vrede bring. Maar broers en susters, die realiteit is en ja man. Daar's mense wat nie nou moet sterf nie. Want hulle gaan nie op 'n beter plek wees nie. Dis die realiteit. En ons ken hulle. Maar hoekom gaan ons nie? Hoekom is daar nie 'n trek? Dis 'n Here, ek moet die evangelie met hierdie ou deel. En wat hy mee doen is sy probleem dan. Maar as ons weet van iemand wat sê, Here asseblief, moenie laat hy nou sterf nie. En jy gaan nie na hom toe nie. Ons kan nie dink dat die graf is outomaties ewige lewe nie. Hoor gou hierson. In Johannes 5 vers 10 tot vers 13, wie in die seun van God glo, het die getuienis in hom. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het die lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. Die enigste kwalifikasie, as ek dit so kan sê, om ewigheid in te gaan, is en sal altyd die bloed van Jesus Christus bly. Good people don't go to heaven, believers do. Jy kan die beste persoon wees, jy geld gee aan al die mense, jy kan al die goed doen, but there's only one way. En hier is hy prys betaal vir ons, om te kan ingaan. En dis die seun van God, die bloed van Jesus Christus. Enigste formule wat daar is om te aanvaar, Christus aanvaar as verlosser en saligmaker. Die volgende leuen of misleiding wat ons glo, en ons twee wat hand in hand gaan met hierdie, en ek gaan dit noem, die feit dat ek kerk toe gaan, of die feit dat ons so in Suid-Afrika die tradisie van kerk het, maak dat ek gered is. As ek in 'n kerk behoort, is ek gered. Baie van ons glo, as ek dien op die raad, ek is in die band, ek is op die diensspan, ek help bietjie met dit, ek help met hierdie goed, en omdat ek deel is van die kerk, word ons mislei om te glo, maar okay, ek het dan mos die ewige lewe. Maar broers en susters, ons kan nie op die ry van kerke om ewigheid in te gaan nie. En hierdie wil ek sê met versigtigheid, kerk red jou nie. Om hier na te kom op 'n Sondagoggend is asseblief, moet nou nie kerk toe kom nie,
Hoor, nee? Maar wat ek bedoel is, hierdie is nie jou binnekamer verhouding op 'n Sondag nie. Want ons kom dalk net een keer op 'n Sondagoggend. You cannot live from Sunday morning faith. Jy kan nie net van een ete dag leef en dink hierdie is genoeg nie. Wat van môreoggend? En ek sê dit baie. Ek sê baie van ons kan nie net hierdie Sondag geloof, hierdie tradisionele kulturele geloof hê net op 'n Sondagoggend en dan kom ons kerk toe en ons dink dit is genoeg vir my om my in te bring in ewigheid eendag nie. Jou amp in die kerk kwalifiseer jou nie vir ewigheid nie. Jou amp, dit wat jy doen vir die kerk, asseblief, onthou, dis 'n diens vir God die Vader. Saved people serve, en dis ook ons wil serve binne in die kerk, ons wil betrokke raak, maar dit is nie om jou te kry in ewigheid nie. Jou amp kwalifiseer jou nie. Die bloed van Jesus Christus doen. En ek voel dit is so groot leen wat die vyand ons laat glo. Dat as ek in 'n kerk is ek fyn, en nooit het jy daai besluit geneem om te sê, Here, ek wil U aanneem as verlosser en saligmaker nie. Dit moet 'n besluit uit jou hart wees, en saam met dit wil ek ook sê, jy kan nie op die geloof van jou ouers of ander mense in ewigheid ingaan nie. Ek eer die Here vir my ouers, wat my gewys het hoe om Jesus lief te hê, hoe om 'n goddelike huwelik te hê, en kerk toe gaan, en ons was geforseer kerk toe, hoor. En ek is dankbaar vir dit. Wanneer dit iets in my kom wakker maak, en ja, ek het my hart weer gegee op die jeug, maar die feit, ek moes daai besluit maak in my lewe, om te sê, Here, ek wil U volg. Want ek het gesien in my ouers se lewe, ek het gesien in mense se lewens, there must be more. So broers en susters, ons kan, en dis wat ek nou gesê het, ons kan nie op die rug van mense ry in jou ewigheid nie. Almal van ons gaan voor Jesus staan, en jy kan nie sê, ja Here, maar François het nie. François kan nie. Jy moet jou lewe leef. Jy moet besluit, en iewers in ons lewe gaan ons gekonfronteer word met die vraag van, het jy werklik jou hart vir die Here gegee? Het jy regtig daai besluit gemaak, of het jy nooit nie? En jy is in die kerk vir jou hele lewe lank, en jy kom uit 'n goeie huis uit, en jy gaan kerk op 'n Sondag, jy gaan selgroep doen, doen al die goed, maar nooit het jy daai geleentheid om te sê, Here, ek wil U aanneem as verlosser en saligmaker. Ek praat nou die dag met Louwantjie, toe hy nou in graad 4 is, besef ek, hy begin nou groot word, en hy is nie meer hierdie baba seentjie nie, en ek sê vir hom juist dit, ek sê, Louwantjie, jy moet eendag, moet jy self besluit of jy wil Jesus volg. Ek sê vir hom, papa en mamma kan jou wys, maar iewers moet jy self besluit. Want jy gaan nie hemel toe met papa pastoor is nie. Jy gaan nie hemel toe gaan omdat papa en mamma vir jou wys nie. Ons maak foute. Jy onthou, pastoor beteken nie, is nie Grieks vir perfek nie, hoor? Onthou dit altyd. En ek sê van seentjie, maar mag jy eendag kies? Papa en mamma bid vir jou, jy sal eendag kies. En dis dieselfde met ons ook, julle. Ek bid dat jy sal kies. Ek bid dat jy sal besluit. Ek bid dat die Gees jy kom oortuig vanoggend of jy reg is of nie. Man, my hart is dat elke een van julle sal kan hemel toe gaan eendag. Dis my hart. Maar jy moet kies. Iewers gaan jy moet in jou binnekamer ingaan en vir die Here vra, Here, is ek gereed? Ek hoop ek kies Jesus. Baie pastoor Joby Martin sê, hy sê, man, ek wens ek julle koppe ooprik en die evangelie indruk daar. Ek wens ek jou kop ooprik en Jesus sal indruk. Kom, word net wakker. Ek wens ek jou skat in die skouers, ek neem Jesus aan, maar kan nie. Ek kan nie, want dis nie verhouding nie. Jy moet self kies. Dis 'n vrywillige keuse. En dis die gevaar van vrye wil, is dit nie? Dat Jesus Christus kom doen alles om te sterf aan die kruis, met die wete uit ons om gaan kies, of om nie gaan kies nie. So hoe kies ek Jesus? Romeine 10 vers 9 tot vers 13 staan, as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.
Nie as jy in die AGS behoort of aan enige ander kerk behoort, as jy met jou mond bely en jou hart glo dat Jesus, God het hom uit die dode opgewek, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en die mond bely ons tot redding. Daar moet iets breek in jou binneste. Godly sorrow leads to repentance. Daar moet iets breek binne. Jy moet eers breek. Jy moet besef, I must come to the end of myself. Ek moet minder word dat ek kan meer word. Ek moet breek. Ek moet sê, Here, ek kan nie meer nie, vir jou om te gaan breek in jou binnekamer en te sê, Here, nou het ek hulp nodig. Nou het ek Jesus Christus nodig. Want ons, en ek het dit ook al baie gesê, as ons kinders groot word, is die grootste joy as hulle sê, ek sal self, hulle kan self pap ingooi, hulle kan self hulle koeldrank ingooi, self hulle koffie maak, is die grootste joy wat jy as ouer hoor. Anders hoor jy altyd, mama, ek is honger, papa, ek is dors. En nou kan jy sê, gaan, jy kan self, jy hoor al stap, hulle maak die ys oop, maak die koeldrank oop, gooi het in, drink, hulle kan self. Maar die bad ding, ons dink ons kan dit nog steeds doen met God die Vader ook. Jy kan nie. Ek en jy kan nie self nie, julle. Ons het Jesus Christus nodig. Ons het nodig dat ons breek, dat ons daai tot bekering kom. Sê ek bely my sondige natuur. Ek is jammer vir al die goed wat ek gedoen het, want die Bybel sê godly sorrow leads to repentance. Jy moet breek vir hom vol te word. Want die skrif sê elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie, want daar is geen onderskeid tussen die Jood en die Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van Here aanroep sal gered word. En dan kom Paulus skryf verder, hy sê, hoe gaan mense hoor? Hoe gaan mense weet as ons hulle nie vertel nie? Hoe lieflik klink die voetstappe van die wat die blye boodskap van die evangelie verkondig? How will they know? How will they know unless we are sent? En hoe kan ons gaan as niemand ons stuur nie? Iewers in jou lewe moet jy besluit vir jouself of jy Jesus gaan volg of al dan nie. Dit gaan nie oor wie jy is of wat se kerk jy is nie. Dit gaan oor as jy kies jy Jesus Christus. Weereens, ek sê dit die hele tyd, ons kan nie die hemel ingaan terwyl ons op die rug van ander mense ry nie. Jy kan niemand verantwoordelik hou vir jou geestelike groei behalwe vir jouself nie. Ons gaan eendag elkeen voor Jesus Christus staan en jy gaan verantwoording doen vir dit wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Matteus 7 vers 22 tot vers 27. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my. Julle wat ongeregtigheid werk. Elke een dan wat nou hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en in daardie huis aangestorm en dit nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elke wat nou hierdie woorde van my hoor of luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Ek het altyd gewonder hoekom sê Jesus sy val was groot, want hierdie ou het die woord gehoor. Die evangelie. Hy het gehoor wat God se woord sê, maar hy het gekies om dit nie te doen nie. So in hom het hy gedink hy is fyn. Hy bou op die sand. Van die sand is gemaklik, want wanneer jy strand toe gaan jy nie op die rotse en gooi jou handdoek uit daar en vat jou koelbag en jy sit daar en daar, behalwe as jy nou na Jongensfontein se swemgat toe gaan, maar oor die algemeen, gaan gooi jou handdoek op die sand, want is gemakliker, nee? Is dit nie? Dis geriefliker. Jy kan die sand vorm hoe jou lyf is, nee? As jy voel hier's 'n klompie sand, dan druk jy hom uit en daar lê jy. Want dis dieselfde met die wêreld ook. Jy dink jy kan jou lewe vorm volgens hoe jy dit wil hê. En die reën kom en die wind kom en dit gaan in jou huis aanstorm en jy gaan val want jy het gedink jy's altyd okay. Hy wat die wil van my Vader doen. Ons moet die woord van die Here hoor en dit toepas in ons lewe sodat die fondasie sal reg wees, want ons fondasie gaan val as ons nie op die rots bou nie. Daar is soveel goed wat ons doen wat die Here nie behaag nie. En die oomblik wat ek gebid het ook, die oomblik wanneer ons so 'n boodskap soos vandag hoor, dan voel ons offended.
van moet tog nie met my praat oor hierdie goed nie. En dan sê mense, net God kan my oordeel. Dan wil ek vir hulle sê, hoor jy wat jy sê? Is jy reg vir dit wat jy sê? So broers en susters, hierdie gaan nie oor my boodskap vanoggend is nie om te oordeel nie. Ek kan nie oordeel nie. Maar vandag se boodskap is om te waarsku. Van is jy nog op die regte plek? Daar is 'n hemel wat ons beerwe, daar's 'n ewige lewe wat ons beerf deur die bloed van Jesus Christus. Dis die enigste manier hoe ons kan ingaan. Maar ons ook 'n ewige dood wat ons kan ingaan sonder die bloed van Jesus Christus. Ons moet versigtig wees dat ons nie dink ons lewe stop die oomblik as ons in die graf is nie. Of die oomblik wanneer ons sterf nie. Daar's 'n ewigheid. En ons spandeer soveel tyd en soveel aandag aan hierdie wêreld en ons dink hierdie is ons alles. En asseblief, jy mag hierdie wêreld geniet. Jy mag suksesvol wees in jou werk en jou besigheid. Jou kinders mag goed en ons wil hulle moet suksesvol wees en ons moet hulle die goed leer, maar alles wat jy doen hier het 'n direkte impak op jou ewigheid. En soos ek nou gesê het ook, ek hoop my hart dat jy vandag die stem van jou verlosser hoor, wat in jou hart werk, met daai lamp check, mag Heilige Gees jou kom wys, is jy gereed? Of is jy nie? Paulus deel sy getuienis met die mense en koning Agrippa is daar. En aan die einde sê koning Agrippa die volgende, hy sê, jy beweeg my byna, Paulus, om 'n gelowig te word. Met ander woorde, byna gee ek my hart vir die Here. En dan kom Paulus en hy sê, koning Agrippa, ek hoop nie net byna nie, maar ek hoop heeltemal. Broers en susters, byna maak dit nie. Byna is om in die kerk te sit. Byna is om op die geloof te gaan van jou ouers. Jy word in 'n Christelike huis groot en jy dink dit is dit. Ek is 'n Christen, ek is gebore in 'n Christelike huis. Die Bybel sê ons is gebore in sonde, ons het 'n verlosser nodig. Byna maak dit nie. En dan kom Paulus en hy sê, maar ek wil nie net u alleen nie, maar almal hier wat hier so om my staan kan wees soos ek is buite hierdie boeye. Iemand wat Jesus Christus radikaal ontmoet het. Broers en susters, byna is nie goed genoeg nie. En Jesus is regverdige regter. Hoor gou hierso. En hierdie is ek's nou besig om te land. Ek weet nog nie hoe hoog is die vliegtuig nie, maar ek is besig om te land. Hebreërs 6 vers 4 tot vers 6 sê die volgende, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, in die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak en het die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. The Amplified sê, for it is impossible to restore to repentance those who have once been enlightened spiritually and who have tasted and consciously experienced the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tasted and consciously experienced the good work of God and the powers of the age, the world to come, and then have fallen away. It is impossible to bring them back again to repentance, since they again nail the Son of God on the cross. For as far as they are concerned, they are treating the death of Christ as if they were not saved by it, and are holding him again to public disgrace. Ek het eendag in Van Dyk Park ook daar was 'n sterfte in 'n familie en ek gaan toe soontoe nie so en ek dink ek het hierdie al vertel, as ek dit nie vertel het nie, maak of dit nog nie gehoor het nie asseblief. En daar sit 'n oom langs aan my, maar man, jy kan soms voel iemand kyk jou aan, nê? Nee? Jy kan sommer voel en jy drink nou koffie en jy weet hierdie oom is hier en hy sit net so. Nou paniek ek. Nee, ek meen ek is ook nog jonk in die bediening. En hierdie oom sit so en hy 'n baartjie hier, maar sy snor is weg. So is nie soos hy afgeskeer en hy sit net so. En nou deel ons die daai tannie sterk en ek bid vir hulle en dan kom hy sê, pastoor, jy wonder seker hoekom lyk ek so. En eintlik sê ek sê, ja, ek het gesê, nee oom, nee, ek weet nie. Hy sê, ek is 'n moslim. Okay oom. Hy sê, ja, ek was 'n pastoor gewees. Ek glo niks van hierdie goed nie. Ek sleg man in die kerk, dit. En daai man
which have tasted the Holy Spirit, wat hom ervaar het, draai sy rug op die een wat hom kan red. En hy sê outomaties het die moslems my gevat en 'n leermeester gemaak in hulle geloof, omdat ek 'n geleerde was. En daai man preek die Koran nou. So ek het hierdie gesien eerstens. En ons dink baie keer, maar dit sal nie met my gebeur nie. Maar wees waaksaam, dat jy nie jou rug draai op Jesus Christus nie. Wees waaksaam. En ek wil net gou vinnig ietsie sê, moenie vandag toelaat dat die vyand jou aanval met skuldgevoel nie. Baie keer wanneer ons so 'n boodskap hoor, kan die vyand kom en hy dink, "Jesus, jy is onredbaar, want jy doen dit en jy doen dit en jy's besig met dit, jy sien die feit dat die Here jou hiernatoe gestuur het vandag om hierdie boodskap te hoor, is 'n geleentheid wat die Heilige Gees vir jou gee om te sê, maar ek wil nie ewigheid sonder jou hê nie. Wil jy nie jou lewe met my verenig weer nie. So asseblief moenie hierdie sien as 'n skuldgevoel boodskap en nou skram jy weg van God die Vader of hy soek jou nie. Waar het ons een keer gelees dat die Here jou nie wil hê nie? Godly sorrow leads to repentance. Die Here wil hê dat jy moet vandag seker wees dat jou lamp vol is, lamp check, en mag daai vassit in jou lamp check, is my lamp reg? Het ek 'n reserve? Ek is reg vir hierdie wêreld. As jy die boodskap vanoggend hoor, mag dit jou opwek. Mag dit 'n ywer weer terugbring, mag dit weer 'n vrees vir die Here terugbring, nie vrees uit angs nie, maar vrees uit respek en eer, om te weet, maar God is 'n regverdige God. Hy gee vir almal 'n regverdige kans. Hoor gou hier, Hebreërs 6 vers 10 tot vers 13. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefdesarbeid wat julle betoon het vir sy naam. En dit is net nadat ons gelees het van iemand wat onredbaar is, nee, kom Paulus hierdie. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkomme sekerheid van die hoop tot die einde toe. Sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Dis nie te laat nie. As jy vandag hierdie boodskap hoor, dis nie te laat nie. En dit selfs hierdie, en ek bid dit oor ons, sodat ons nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Ons word alleenlik erfgename van die belofte in en deur die bloed van Jesus Christus. So hier is dit. Hoe lyk jou geestelike lewe? Is jy gereed vir die koms van Jesus Christus? As Jesus nou kom, is jy gereed? Of is daar 'n bietjie twyfel in jou? En ek wil jou vra, asseblief, as jy onseker is, wil jy nie kom praat met ons hierso voor nie, asseblief. Moenie van vanoggend huis toe gaan as jy nie seker is nie. En ek wil nie op gevoelens speel nie, want ons gee ons harte vir die Here op grond van gevoelens en vrees en angs. Ons gee ons hart vir die Here, want ons weet, Here, daar's niemand buite U nie. As jy vanoggend hierso sit en jy voel, François, man, ek weet nie. Wil jy nie voorkom sit wanneer almal uitgaan nie? Want weer eens, ek weet nie of môre vir my bestem is nie. En vandag is geleentheid vir ons om by punt te kom wat ons weet, ek weet, Here, ek is gereed. My lamp is vol. Ek het reserves. Wanneer die berg kom, gaan ek saam. En my gebed vanoggend is dat elkeen van ons sal hoor, well done, good and faithful servant. Moenie wag tot Jesus terugkom vir jou om te gaan olie koop nie. Of om vir jou om te gaan olie haal nie. As daai bassein blaas, it's too late. It's too late. Elke dag wat dit nie die dag is van die koms van Jesus Christus nie, sien dit as 'n geleentheid om jou lamp vol te maak. Sien dit as 'n geleentheid om jou reserve vol te maak. Vandag is 'n geleentheid. En as jy regtig sê, Frans, ek wil nie nou nie, dis fine. Ek sê eintlik fine nie, maar dit is jou keuse, is jou besluit. Maar jy kan ook in jou vanaand gaan, of wanneer ook al, kan jy selfs daar, jy het nie iemand nodig om jou te lei tot bekering nie, nê? Jy kan net bid en sê, Here, ek glo as die seun van God. Dit is goed as iemand jou help in dit. Maar julle mag ons waaksaam wees. My hart is dat jy 'n lamp check doen. Dat jy sou kyk of jy gereed is.
As ek in die begin gesê het, en ek sê dit nie net, dat julle dink, shame, maar ek bid regtig, dat elke een van julle in hierdie plek, sal kan wees, waar Jesus Christus is. Want hy het gesterf vir ons, sodat ons kan vry wees. Kom ons bid. Abba Vader, ja Here, ek wil kom bid teen die werke van die vyand wat skuldgevoel bring. Here, hy kan ons nou vang. Here, hy kan nou ons so verinner weer en ons gedagtes besig hou dat ons eintlik hoor die hele tyd ek is nie gereed nie, ek is nie gereed nie, ek is nie gereed nie. En so met skuld en guilt en shame en condemnation vang van mees, maar kyk hoe leef ek. Here, ek gaan nie saam nie, en dan is ons so vasgevang in dit, mis ons eintlik dan wat die Here wil kom doen. Die Here wil jou vandag kom vrymaak van alles wat jou weerhou van hom af. En al wat hy vir jou vra, is bely. Bely met jou mond, dat hy die seun van God is, en dat die Here hom uit dode opgewek het, en dat hy leef vandag. Dit is redding. Bely. En so Vader, bid ek, as daar iemand is, Vader, dat hulle sal agterbly. Here, as dit U wil is, dat vandag daai divine appointment sal wees, laat dit so wees, Here. Maar Here, die boodskap was nie bedoel om 'n boodskap van oordeel te wees nie. En ja, Here, sulke boodskappe is hard, maar Here, is so nodig, want ons het 'n verpligting teenoor mekaar om seker te maak dat ons gaan saam. Ons kan niks saam met ons hemel toe vat nie, niks van ons aardse goed nie, maar ons kan die persoon langs aan jou. En so vra ek, Here, al hierdie misleiding wat die vyand vir ons gee, wat verhouding breek, of dit nou tradisie is, of wat ek dink ek is 'n Christelike huis gebore en dit outomaties kwalifiseer my om saam te gaan, Here. Here Jesus, of het ons lui geraak, want ons voel die bruidegom talm om te kom, is al hoeveel jaar wat mense sê Christus kom, maar die realiteit is, Jesus kan nou kom. Jesus kan oor 10 jaar, 5 jaar kom, oor 'n dag. Maar Vader, is nie net wat ons die koms van Jesus moet verwag nie, maar ook elke dag moet leef asof ons laaste. Want ek weet nie of môre vir my bestem is nie, Here. En my ewigheid word bepaal of beïnvloed deur hoe ek hier leef. Here, wat ek kies hierso. En Here, altyd wil ek vir U kom vra, en vir ons kom vra, wees op die troon van jou lewe. Wat is jou God? Wie is jou God? En wat gee jy meer tyd en aandag? Dit wys wie is jou God. En daarom wil ek U kom vra, Here, dat U weer kan kom dethrone wat nie daar hoort nie. En dat U weer op die troon van my lewe kan klim as my koning, as my verlosser, as my saligmaker. Here, en ek wil elke dag wil ek leef vir U, Here. Dit wat ek doen, dit wat ek sê, dit wie ek is, wil ek op so 'n manier leef dat ek sal gereed wees wanneer die bruidegom kom. Dat ek nie met vrees en paniek sal geslaan word om te besef my lamp is uit. Want ons het vandag ons 'n geleentheid en nie een van ons in hierdie plek kan sê, Here, ek het nie geweet nie, ek het nie 'n kans gehad nie. Jou kans is hier. So Vader, bid ek dat as daar iemand is, Heilige Gees, dat die vyand nie ons kan vang met skuldgevoel nie, maar bid ek die vrymoedigheid, Here, dit sal een awkward oomblik om vorentoe te kom te sê, ek dink nie ek is gereed nie, vir ons om daai sekerheid te kry om te sê ek gaan saam. So Vader, kom help ons asseblief. En ons bring al die lof en eer, kom lei ons nie die week, Here, waar ons ook al gaan, en Here, as dit nou nie vandag is, dat ons by iemand uitkom nie, dat ons in die week dalk, en dis wat ek sê, is die naprediker van die woord, en dalk as ek huis toe gaan vanaand, ervaar ek iets en voel iets, dat ons dan 'n afspraak maak om te gaan sê, ek moet met iemand praat, en ek is seker ek is gereed nie. Want dis die realiteit, Here. Ons lewe stop nie net nou nie. Daar is 'n ewige dood en 'n ewige lewe. Kies. Maak die regte besluit vandag. En Here, ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.